Ek groet jou weer eens in die wonderlike naam van ons Here en Koning Jesus Christus. Ek is pastoor Johan Klopper en vandag gaan ek met jou praat oor vry van depressie. Vry van depressie. As jy met my wil kontak maak, kan jy vir my 'n e-pos stuur by johan@johanklop.co.za. johan@johanklop.co.za. Of jy kan my webtuiste gaan besoek. My webtuiste is www.johanklop, als een woordjie, als klein lettertjies, .co.za. www.johanklop.co.za. Ek lees vir ons vanuit Lukas hoofstuk 24 vers 13 tot 29, as ook vers 25 en dan ook verse 27 tot 33 uit die 2020 vertaling. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret. Dan vers 25. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is, om alles te glo wat die profete gesê het. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Toe hulle naderkom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, dis amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleun het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer. Nou, net tot sover. Ek vertrou die Here seën hierdie woord in jou hart. Ongeveer 230 miljoen mense ly wêreldwyd aan depressie. Depressie kom min of meer 50% meer algemeen by vrouens voor as by mans. Nou, daar's 'n studie gedoen en 'n artikel daaroor geskryf. Ek kan nie die titel van die artikel onthou nie, maar dit klink iets soos die. Why Americans are some of the unhappiest people in the world. En 'n mens sou die teenoorgestelde verwag het van die Amerikaners. Dit is immers the land of the brave and the free. Dis 'n land met ongekende voorspoed. En tog van jou mees ongelukkige mense vind jy in die VSA, en volgens hierdie studie wat gedoen is, ly 1 uit elke 10 mense aan kliniese depressie. Onthou daai woordjie, klinies. Hulle ly aan kliniese depressie. Het jy geweet dat van 1994 af die gebruik van antidepressante met 400% toegeneem het? Antidepressant is natuurlik medikasie, pille wat jy gebruik om jou te help met depressie. Van 1994 af 400% toegeneem. Nou, daar kan baie oorsake vir depressie wees.
Jy kan depressie ontwikkel as gevolg van 'n wanbalans in jou hormone. Met ander woorde, dis suiwere fisiese ding, daar's bloot net 'n hormonale wanbalans. Jy kan depressie ontwikkel as gevolg van voedingstekorte in jou liggaam. Met ander woorde, dis 'n dieetkundige probleem. Jou liggaam kry nie genoeg van die nodige voeding in nie. Dit kan ook lei tot depressie. Dit kan ook gebeur dat jy jouself op een of ander stadium in jou lewe oopgemaak het vir die mag van die bose, deurdat jy in die okkulte betrokke geraak het. En vandag ly jy aan depressie. Met ander woorde, die oorsaak vir hierdie depressie is geestelik. Maar die moeilikste, pynlikste vorm van depressie is depressie wat te doen het met sielswonde. Sielswonde. Die ergste vorm van depressie, na my mening, het te doen met sielswonde. Die pyn, die leed wat jou aangedoen is in jou vroegste kinderjare toe jy op jou kwesbaarste was. Jy kan vir my sê, dis in die verlede. Ek is vandag 50 jaar oud. Die goed het 45 jaar terug gebeur. Dit lê ver in die verlede. Vergeet daarvan, gaan aan met jou lewe. Kom oor dit. As dit maar net so maklik was. As dit maar net so maklik was. Ek het op 'n stadium, toe ek nog in Kaapstad gewoon het, in die strate van Kaapstad rondgeloop. Ek praat nie van die voorstedelike gebiede nie, in die stadskom, reg voor Tafelberg. En terwyl ek so loop op 'n stadium, word ek bewus van hierdie massiewe berg voor my, omtrent 800, 900, amper 'n kilometer hoog. Tafelberg. En skielik dring dit tot my deur. Hierdie berg staan letterlik al vir duisende der duisende jare hier. Ek loop by die kasteel verby. En skielik besef ek, maar hierdie gebou, die kasteel, staan al vir 345 jaar daar. Die oudste peerboom in Suid-Afrika is in die tuine in Kaapstad, die ou kompanjietuine. Daardie boom staan al vir 370 jaar daar. Die punt is dit, ek loop nou in die hede in Kaapstad se strate rond, maar met elke tree wat ek gee, is die verlede teenwoordig. Elke tree wat ek gee, staar ek die verlede reg rondom my in die gesig. Ek hoor dit in die straatname, Herengracht, Buitengracht, als Hollandse name, die verlede, selfs die verre verlede, wat teenwoordig is in die hede. En dieselfde gebeur met ons pyn. Jy kan vandag 45 jaar oud wees, 50 jaar oud wees, maar met elke tree wat jy gee, is die verwonding, die skade, die pyn, die letsels, wat jy opgedoen het, 35 jaar terug, 38 jaar terug, is teenwoordig. En ek kan dit sien. Ek kan dit sien in die voortdurende frons op jou kop. Jy kom dit nie eers agter nie, maar jy het altyd hierdie frons op jou kop. Ek sien dit in jou geboë skouers, waarmee jy altyd rondloop. Ek hoor dit in jou stem, die stemtoon waarmee jy praat. Ek sien dit in jou hele liggaam, en jy voel dit in hierdie konstante, ongedefinieerde spanning wat jy die heeltyd in jou liggaam voel. Dis die verlede wat teenwoordig is in die hede. Nou wat doen ons wanneer ons pyn ervaar?
Die eerste ding wat ons doen is, ons krimp ineen. Ons maak toe. Ek meen, dis die mees natuurlike ding om te doen. Dis 'n onwillekeurige, outomatiese reaksie. Die oomblik as ek 'n stimulus ervaar, 'n stimulant ervaar, wat vir my pyn veroorsaak, slaan ek toe, ek maak toe. Of ek onderdruk. So vinnig as wat ek die pyn ervaar, so vinnig onderdruk ek dit, want ek wil nie die pyn voel nie. Dis 'n vorm van 'n verdedigingsmeganisme. Maar daar's 'n kritiese punt, wanneer ek my pyn vir so lank en so diep onderdruk het, dat dit nou in depressie verander het. Met ander woorde, repressie of suppressie het nou oorgeslaan in depressie. En nou praat ons van kliniese depressie. Jy kan as ware daarvan praat as depressie wat 'n breinsiekte geword het. Daar is terapie beskikbaar. Baie intensiewe vorm van terapie beskikbaar wat jou kan help met dit. Maar my vriend, as die Here jou nie genees van hierdie vorm van depressie, op dieselfde manier as wat hy iemand wat kanker het genees nie, het jy gewoonlik medikasie nodig om te kan funksioneer. En ek wil regtig vir jou sê, as jy 'n depressieleier is, dis nie 'n skande om na jou dokter toe te gaan, dat hy vir jou medikasie voorskryf vir die depressie nie. Do what you need to do to function. Jy moet onthou, jou vrou, jy het dalk 'n vrou en jou vrou het jou nodig. Jy het 'n man, jou man het jou nodig. Jy het kinders. Jou kinders is afhanklik van jou. Hulle het jou nodig. Hulle het nie 'n ma of 'n pa nodig wat dag en nag in die bed lê as gevolg van depressie nie. So doen wat jy ook al moet doen, sodat jy ten minste die pa of die ma kan wees wat jy moet wees, of die man of die vrou kan wees wat jy moet wees, sodat jy ten minste kan funksioneer. Maar ek praat nie vandag met jou oor kliniese depressie nie. Ek noem dit net vir jou sodat ons net mooi verstaan waaroor vandag se boodskap gaan. So kom ons skuif kliniese depressie een kant toe. Die depressie waaroor ek vandag met jou praat is die teneergedruktheid wat kom as gevolg van huidige omstandighede waarin jy is. Goed wat op die oomblik besig is om in jou lewe te gebeur en dit maak jou depressief. Jy is down, jy is teneergedruk. Dit kan wees dat jy op die oomblik bitter swaar kry en jy sien geen uitkomkans nie. En dit maak jou teneergedruk. Dit kan wees dat jy deur 'n egskeiding gaan en jou hele wêreld is besig om in mekaar te tuimel. Dit kan wees dat jy iemand vir wie jy baie lief is, aan die dood afgestaan het. En elke môre wat jy opstaan, is dit asof die son net nie vir jou wil opkom nie. Dit kan wees dat jy jou werk verloor het. Moontlik is jy finansiëel regtig in 'n diep verknorsing. Dalk is dit iemand baie naby aan jou wat jou bitter seer gemaak het en jy ervaar verwerping. Dis goed wat in ons lewens gebeur en ons teneergedruk maak en maak dit ons voel, ek weet nie of daar vir my 'n môre is nie. Dit voel vir my, alles is net te veel. Ek kan nie dit wat op die oomblik besig is om met my te gebeur, ek kan dit net eenvoudig nie hanteer nie. Dis die depressie waarvan ons vandag praat. En kom ons kyk wat gebeur in die verhaal wat ons gelees het. In die skaduwee, die donker, somber skaduwee van die kruis, loop 2 van Jesus se disippels, 2 van sy volgelinge, van Jerusalem af na Emmaus toe. Nou Emmaus is 'n klein dorpie, ongeveer 11 kilometer
van Jerusalem af. Dit is Sondag. En hulle het 'n gerug gehoor dat Jesus se liggaam nie in die graf is nie. Sy liggaam is weg. Iemand moes sy liggaam gevat het. Hulle verstaan dit glad nie. Wat hulle wel verstaan, is die een wie ons gevolg het. Die een vir wie ons lief geword het. En hier is die belangrike een, as jy hierdie twee disippels se gemoedstoestand wil verstaan. Die een in wie ons al ons hoop geplaas het, is die afgelope Vrydag soos 'n gewone krimineel tereggestel. Hy is dood. En saam met hom het al ons hoop gesterf. Nou kom ons kyk hoe hanteer Jesus hierdie twee disippels. Eerstens, hy probeer hulle nie opbeur met mooi woorde nie. Hy kom nie na hulle toe en sê vir hulle, hoekom lyk julle so af nie? Die son skyn. Julle lyk vir my redelik gesond. Daar's soveel om voor dankbaar te wees. Kom ons lag 'n bietjie. Nee, Jesus doen dit nie. As jy deur hierdie gedeelte lees, kom jy ook agter. Jesus openbaar homself ook nie dadelik aan hulle nie. So wat doen Jesus? Gewoonweg val Jesus by hulle in en hy begin om die pad saam met hulle te loop. En dan, asof hy van niks weet nie, vra hy vir hulle, hoekom is julle so somber, hoekom is julle so teneergedruk? En dan vertel hulle vir hom hulle storie. En dan vra hy weer vir hulle 'n vraag, en dan gaan hulle aan en hulle vertel vir hom hulle storie. My liewe vriend, iemand wat teneergedruk is, wat in depressie is, het nodig om te kan praat. Het nodig om my storie te vertel. Ek het iemand nodig wat vir my 'n oor kan gee, wat kan luister. Jy hoef nie noodwendig iets aan die situasie te doen nie, maar om net na my storie te luister. En hier sien ons iets van Jesus se medemenslikheid, van sy groot liefde. Ons lees in Romeine 12, vers 15, skryf Paulus, hy sê, wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Die sleutelwoorde daar is saam met, saam met. Wees bly saam met diegene wat bly is. Treur saam met diegene wat treur. Presies wat Jesus doen. Hy begin om hierdie pad van Jerusalem af na Emmaus toe saam met hulle te loop. Dit staan in ons teks. Tweedens, nadat hulle harte uitgepraat het, presies vir Jesus vertel het waarom hulle so teneergedruk is, so depressief is, so somber is, so af is, down is. Nadat hulle hele storie vertel het, begin Jesus om vanuit God se woord met hulle te praat. Die profete het gesê hierdie goed gaan gebeur. Hierdie goed waaroor julle nou so bekommerd is. Dit wat julle nou so teneergedruk maak, dit wat oor die naweek in Jerusalem gebeur het, die kruisiging en die sterwe van Jesus Christus, moes gebeur. God is nie onkant betrap deur dit nie. Inteendeel, dis nie die einde van julle hoop nie.
Dit is eintlik die begin van julle groot hoop. En Jesus help hulle om deur God se oë, nie deur hulle eie oë nie, maar deur God se oë na hulle situasie te kyk en heeltemal 'n ander prentjie te kry. Derdens, toe hulle uiteindelik by Emmaus aankom, maak Jesus asof hy wil verder reis. Maar hulle sê vir hom, dis skemer, die son is besig om te sak, dis amper aand, kom na ons huis toe, kom eet saam met ons. En is daar aan tafel, ek glo toe dit alreeds donker was in die aand, aan tafel, wat Jesus die brood geneem het, die dankgebed oor die brood uitgespreek het, dit gebreek het, en dit vir hulle gegee het om te eet. En die oomblik toe hy dit doen, toe word hulle oë oopgemaak, en hulle herken Jesus. Jesus is by ons. Al hierdie pad, wat ons gestap het, hierdie hele pad wat ons geloop het met ons somber gesigte, bekommerd was oor wat in Jerusalem gebeur het, te neergedruk was, in al hierdie goed, waaroor ons so depressief was hy die heeltyd saam met ons. Ons het hom net nie herken nie, maar hy was die heeltyd by ons. En dan hierdie wonderlike openbaring, Jesus leef, en hy is by ons, hy is met ons. Mense wat depressief is, het gewoonlik nie energie nie. As jy eet, sal jy dalk net so bietjie pesel, maar jy wil eintlik so gou as moontlik in die bed klim, jou oë toemaak, van alles vergeet en slaap. Maar ons sien presies die teenoorgestelde gebeur met hierdie twee mense. Net daar verander hulle depressie in uiterste blydskap. Die neergedruktheid maak plek vir groot vreugde. En skielik het hulle die energie om 'n berg uit te klim. En hulle staan net daarop. Hulle wag nie tot môre nie. Hulle wag nie tot oormôre nie. Hulle staan net daarop en onmiddellik begin hulle die 11 kilometer terug na Jerusalem toe te loop. En ek sien in my geestesoog hoe hulle hierdie 11 kilos afdraf, want hulle kan nie wag om in Jerusalem te kom en hulle vreugde, hulle blydskap met die ander disippels te deel nie. So wat doen Jesus met ons neergedruktheid? Eerstens, hy stap net saam met ons die pad, val by ons in, loop saam met ons, luister na ons storie. En dan help hy ons om na ons storie te kyk vanuit God se perspektief, deur sy Vader, deur God se oë na ons situasie te kyk. En dan gebeur die wonderwerk. Hy openbaar homself in ons situasie en in daardie oomblik verander depressie in uitermate blydskap. Daar's 'n pragtige skrifgedeelte in Jesaja 61 vers 3 wat sê: Die Here wil vir ons gee sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Wil jy nie vandag na Jesus toe kom? Dieselfde Jesus wat saam met Kleopas en die ander disipel die pad van hulle depressie geloop het. Wil jy nie na hom toe kom en jou as vir hom gee, sodat hy vir jou sieraad kan gee nie? Wil jy nie vir hom jou treurigheid, jou depressie gee, sodat hy in plek daarvan vir jou vreugdeolie kan gee nie?
Wil jy nie kom met jou verslae gees en toelaat dat die Here jou klee met 'n gewaad van lofprysing nie. Amen.